die mens en God se skepingsplan. Nou, wat dit betref, bring dit my dan nou hierdie stadium, by die gedagte van die orde van die skepping. Ek onthou dat kerklikes op 'n stadium vir Einstein gevra het, of hy in God glo. En toe die Jood Einstein gesê, ja, die God van Spinoza. Nou ja, as jy nou nie weet wat hy daarby bedoel het nie, toe hy dit gesê het, het hulle geweet, wat Einstein eintlik daarmee bedoel het. Spinoza het klem gelê op die orde en die harmonie, wat daar in die skepping heers. En dis was God vir hom die God van ordelikheid en harmonie. God is vir ons die God en Vader van ons Here Jesus Christus, deur wie hy die skepping daar gestel het. Die Bybel is ook baie duidelik, dat die Here Jesus betrokke was by die skepping, en sal 'n bietjie met u later daaroor gesels. Ek wil net weer aan herinner, dat in die gesprekke waarmee ons tans besig is, wat ons wil probeer bepaal hierso, is rondom die orde van die skepping, of die Bybel vir ons iets meer daaroor kan sê. Wat ons weet is dat God is die argitek, sowel as die morele God. God het nie 'n sondige univers geskape nie. God is die brein agter dit alles, God is die mag agter dit alles, maar God is ook die morele God. Dit is te verstaane waarom wetenskaplikes hierdie siening handhaaf, aangesien mens maklik beïndruk word met die geordende struktuur van die materie. Hulle wil vreeslik graag altyd hamer op die argitek van die skepping, maar vir ons gaan dit baie verder en meer as dit. Maar vir hulle, onder die mikroskoop vertoon die genetiese kromosoom wat verantwoordelik is vir die mense oorerflikheid, byvoorbeeld 'n dubbele helix, en dit vertoon selfs soos 'n sneeuvlokkie die pragtigste geometriese patrone. Ons het al reeds in vorige gedagtes met u gepraat oor die orde van die skepping, en het ek u reeds daarop gewys dat God in Genesis 1 vers 1, in die begin het God die hemel en die aarde geskape, en dat God daar die roumateriaal, of kan ek ook sê, die boustof van die ganse skepping gemaak het. Ons weet dat die sterre wat eintlik sonne is, sommiges honderde kere groter as die son van ons sonnestelsel, en dat dit eintlik fabrieke is waar die verskillende elemente geproduseer word. Daar is ongeveer, as 'n mens net kyk na 'n menslike liggaam, 100 elemente in die menslike liggaam, waarvan waterstof, stikstof, koolstof en suurstof die belangrikste is waaruit die menslike liggaam saamgestel is. Nou, na vers 1, nadat God die roumateriaal of die boustof geskape het, in Genesis 1 vers 1, het God al hierdie elemente tot sy beskikking, het hy dit geformeer. Ander woorde, ons het nou nie meer te doen vanaf vers 2 met creatio ex nihilo, God wat uit niks geskep het nie. Dit is mos nou klaar geskep, daar is die materie. Maar nou orden God dit, hierdie sekere bestaande stowwe, en kan ons nou eintlik tereg sê dat God hier soos 'n meester beeldhouer opgetree het. Wanneer 'n mens Genesis 1 bestudeer, dan sal jy ook 'n sekere orde hier vind, naamlik die van plante, die van seediere, die van kruipende diere, en laastens die van die mens. En dit is opmerklik dat die orde ook ooreenstem met die van latere na hore toe. En telkens het God dus tot meer kompleksiteit voortgegaan. En 'n mens kry dus die indruk dat God elke nuwe soort wat hy geskaap het, voortgebou het. Nou sonder om in diepte daaroor in te gaan en ons nuuskierigheid te probeer bevredig, die punt is, die Bybel stel dit onomwonde, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. Die Bybel debatteer nie daaroor nie, die Bybel bevraagteken dit nie, die woord van God neem dit as 'n gegewe. En spesifiek in Hebreërs hoofstuk 11 vers 3 word daar dan ook gesê dat ons as gelowiges, die mens, dat ons deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is. Dit is 'n geloofsaak. Ons glo dit want God se woord sê dit. Ons bevraagteken dit nie, want ons glo dat soos wat God het vir ons gesê het, so is dit. Dit is baie interessant as 'n mens begin dieper kyk na hierdie dinge wat God gedoen het. In Genesis 1 vers 11 is dit 'n baie interessante aspek wanneer jy lees daar staan, God het gesê, laat die aarde voortbring, grasspruitjies, plante wat saad gee, bome wat volgens hulle soorte vrugte dra, waarin hulle saad is op die aarde, en dit was so. En die aarde het voortgebring, grasspruitjies,
plante wat saad gee volgens hulle soorte, en bome wat vrugte dra, waarin hulle saad is volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was, en dit was aand, en dit was môre die derde dag. En so kan u al hoe dieper en dieper lees in Genesis 1 en sien hoe God beweeg het van een punt verder vorentoe. Maar iets wat ek tog hierso wil aansny wat vir my baie belangrik is dat behalwe vir die ganse orde en harmonie van die skepping, is daar ook 'n morele kode van gehoorsaamheid, want God is die morele God. As Adam en Eva die morele kode sou verbreek deur van die verbode vrugte eet, die boom van kennis van goed en kwaad waarvan God gesê het hulle nie mag eet. As hulle dit sou doen, dan word die aarde vervloek om dorings en distels voort te bring. En dis dan juis hoekom Paulus in sy Romeinebrief verwys dat die ganse skepping deur die sondeval van die mense ten diepste aangetas en verneder is. En selfs in 'n hoofstuk soos Romeine hoofstuk 5, weet ons ook waar die dood vandaan kom, want God het nie die dood geskape nie. Daar staan in vers 12, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. So as daar nie sonde was, sou daar nooit dood gewees het. En as gevolg van die sondeval van die mens, is die skepping dus in sy diepste wese aangetas en verneder. En so het daar ook 'n geweldige verandering in die skepping gekom. God is dus nie net die argitek wat geskape het nie, maar hy is ook die heilige God, en hy verwag dat sy skepping sal beantwoord aan sy heiligheid. Daarom sou Moses ook in Levitikus hoofstuk 11 vers 44 ook vir die volk van die Here dit so stel, want ek is die Here julle God, toon dan dat julle heilig is, en wees heilig, want ek is heilig. En daar kan u sien dat die morele God dit duidelik aan die volk van God oordra, dat God verwag van hulle om heilig te wees, omdat hy heilig is. En die sondeval het dus tot 'n mate die orde versteur, ja, selfs die metabolisme van die diere het verander, maar in Christus word die orde weer herstel. Het hy dan nie op sy hoof die doringkroon geneem, toe hy gekruisig is? En het hy dan nie weer 'n nuwe bestel vir ons daar gebring, waar hy reeds gedeeltelik ons met God herstel het, deurdat ons nuwe skepsele in Christus Jesus is? En sal hy dan nie ook in die toekoms die aarde waarop ons woon herstel nie? En verseker sal dit so wees. Al hierdie skepingsaktiwiteite van God kan dus saamgevat word in die woorde van die Amplified, waar ons eintlik pragtig lees dat die Amplified sê, God appointed Christ as heir and lawful owner of all things, also by and through whom he created the worlds and the reaches of space and the ages of time. That is, he made, produced, built, operated and arranged them in order. Met God se ordening bedoel ons dus dat God aan alles wat hy geskaap het ook 'n plek toegeken het. En dit geld ook so byvoorbeeld in die lewe van mense. Byvoorbeeld die plek van die man en die vrou in die huwelik. Die man is die hoof en die vrou is ondergeskik. So staan dit in God se woord in Efesiërs 5 vers 22. God het orde geskape en binne in God se orde het God ook 'n plek gegee vir alles in die skepping. Die vrou het haar plek is by die man. In Efesiërs 5 vers 22, vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê. Vrou, jy moet die man eerbiedig. Nou, wanneer hierdie orde versteur word, dan kan daar nie meer sprake van harmonie wees nie. Dieselfde geld ook vir homoseksualisme. Romeine 1 vers 27. Wanneer ons dit wil versteur, het ons 'n probleem. En net so het die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in hulle wellus teenoor mekaar ontbrand. Manne het met manne skandelikheid
bedrywe en in hulle self die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid om te doen wat nie betaam nie. Dus hier kan u baie duidelik sien dat die oomblik wanneer die orde versteur word, is daar chaos. Wanneer die geskape werklikheid nie meer beantwoord aan die doel waarvoor God dit oorspronklik bestem het nie, vind daar verval en versteuring plaas en dit lei tot chaos. En dus vind ons dat ware geluk lê dan juist daarin dat die skepping God se orde moet preserveer, sodat alles in harmonie met mekaar kan funksioneer. Wat dit betref, reg aan die begin, is daar al sprake dat dit die drie enige God was wat geskaap het, Vader, Seun en Heilige Gees, want ons lees in Genesis 1 vers 1, in die begin het Elohim, God, Elohim, die hemel en die aarde geskape. Hebreëse woorde wat eindig op im verwys na meer as 2. Dis 'n meervoud. In die Hebreëse taal is 'n meervoud is daar nie 1 of 2 nie, maar 3 of meer. Want toe die Vader aan die begin gesê het, laat daar lig wees, was Christus en die Heilige Gees dus ook daar gewees. Want ons lees in Genesis 1 vers 26 word daar verwys na laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. En in Genesis 1 vers 2 en die Gees van God het gesweef op die waters van die aarde. En hier kan jy baie duidelik sien dat die Nuwe Testament gebruik presies dieselfde beginsel. Johannes sê, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Vers 14, en die woord het vlees geword en het onder ons kom woon. En ons het sy heerlikheid aanskou soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Hierdie woord is dus Christus, want dit is hy wat vlees geword het. So in die eerste hoofstuk van Johannes het ons die eerste hoofstuk van Genesis in gedagte. Hy wat lewe gegee het, is lewe in sigself. En so lees ons mos in Johannes 1 vers 4, dat alle lewe kom van hom af, so staan dit, in hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. So lewe kom van Christus af. Hy gee vir ons lewe. En dis wat ons hier kan sien, hier's 'n parallel tussen lig en duisternis. Hy sê, en in die lig, vers 5 van Johannes 1, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. En hier kan jy baie duidelik sien, 'n teruggryp na die eerste verse van Genesis 1. So ons het hier 'n parallel tussen Johannes 1 en ook Genesis hoofstuk 1, omdat Jesus Christus 'n skepingsmiddelaar, of soos wat daar ook in die sendbriewe staan, alle dinge het deur hom ontstaan, word daar ook gesê. En hier in Johannes 1 vers 3, alle dinge het deur hom Christus ontstaan, ook die hemel en die aarde, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. So Christus se betrokkenheid by die skepping word in ten minste 5 plekke in die Nuwe Testament vir ons aangedui. Ek wil dit graag vinnig net met u behandel. In 1 Korintiërs hoofstuk 8 vers 6, tog is daar vir ons maar een God, die Vader uit wie alles is, en ons tot hom, en een Here Jesus Christus, deur wie alles is, en ons deur hom. Hier staan dit duidelik, alles is deur Christus Jesus. En dan ook in Kolossense 1, in die sendbrief, Kolossense 1 vers 16, want in hom, Christus, is alle dinge geskape, wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone, sowel as heerskapye, en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Hebreërs hoofstuk 1 vers 2, wat hy as erfgenaam, die Seun, Christus, van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. En vergelyk dan ook Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Saam met dit, vers 3, alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom
het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. En dan ook in Efesiërs hoofstuk 3, in die 9de vers, Efesiërs 3 vers 9, en vir almal aan die lig te bring, wat die gemeenskap is van die verborgenheid, wat van alle eeue af verborge was, in God, wat alles geskape het, deur Jesus Christus. Hierdie frases, hierdie skrifgedeeltes, deur Christus en in Christus, lei vir ons baie duidelik tot die besef, Christus het dus 'n spesifieke rol gespeel in die skepping. En die Nuwe Testament onderskei tussen die rol van die Vader en Christus. Dit kom veral treffend voor in die passasie daar in Korintiërs, uit die Vader en deur Christus. Hieruit lei ons af dat die Vader die inisiatief en die vertrekpunt vorm en dat die Seun die uiterlike gestalte daarvan gee, omdat die woord deur wys na die nabuite of eksterne vorm daarvan. Christus is dus nie bloot instrument, as sou hy 'n ondergeskikte rol gehad het om te speel nie. Hy is skepper tesame met die Vader, maar in sy spesifieke en unieke sin. Christus se betrokkenheid by die skepping en die spesifieke rol wat hy speel, dit dien alles as agtergrond vir die besondere rol wat hy in die saligheidsplan sou vervul. Baie duidelik kan ons hierdie twee sake met mekaar in verband bring in Efesiërs 2 vers 10, want ons is sy maaksel, die mens geskape in Christus Jesus, tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Hier kan jy nou baie duidelik die skepingsplan en die saligheidsplan bymekaar sien. Ons is sy maaksel, hy het ons geskape, in Christus Jesus, tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Of dan soos die Amplified dit stel, recreated in Christ Jesus. Ek moet ook byvoeg, dat wanneer ons praat hieroor, is daar tog 'n noodsaaklikheid om ook in die verband aandag te skenk aan die twee teksgedeeltes wat problematies is. Wanneer jy kyk na Kolossense 1 vers 15 en Openbaring 4 vers 14, ek sal hulle afsonderlik moet behandel. Kom ons kyk na Kolossense 1 vers 15. Hy is die beeld van die onsienlike God, die eersgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape. Maar let op daai woorde, hy is die eersgeborene van die hele skepping. Nou wanneer u gaan na Openbaring 4 vers 14, ek lees dit nou ook, daar staan daar opgeteken in die woord van die Here, in Openbaring, dat hy Christus Jesus is vir ons, die een wie geskape is. Hy is, in hierdie gedeelte word Christus onderskeidelik die eersgeborene van die hele skepping genoem, waar daar baie duidelik aangeteken word, dat hy is die eersgeborene van die skepping van Openbaring 1, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode. So ons het die eersgeskapene, eersgeborene, nee, hy is nie eersgeskapene nie, hy is eersgeborene. Laat ek dit so verduidelik. In hierdie gedeeltes word Christus onderskeidelik die eersgeborene van die skepping en die begin van die skepping van God genoem. Nou hierdie tekste moet verstaan word teen die agtergrond van die dwaalleringe wat in omloop was. In Kolosse was daar mense wat naas Christus ook nog engele en ander hemelwesens sou aanbid. In Kolossense 2 vers 18 en hulle word verbied om dit nie te doen nie. Die apostel wil juis nou aantoon dat Christus verhewe bo die skepping is. Daarom word die Griekse woord hier vertaal met die begin en eersgeborene. En dit verwys nie na tydaspekte nie, maar na rang of voorkeur. So lees ons dus dat hy is eersgeborene, ander woorde, hy is eerste. En dit is, hy is die eerste lied wat gesing word. Hy is die eerste in alles van God. Sy grootheid en sy verhewendheid staan heel voor. Hy is dus voor alle dinge. Nie net in die sin van 'n tydaspek nie, maar ook in die sin van belangrikheid, om alle dinge wat deur hom stand gehou word en deur hom geskaap is. Christus Jesus is van ewigheid tot ewigheid.
En daarom noem die Bybel hom die eersgeborene, bedoelende van die familie was sy eersgeborene, die een wat eerste was, wat voorrang gekry het in eer, en dit wat daarmee saamgaan in rang. Nou net so is Christus in alles eerste. Hy is eerste in alles wat God doen, Christus Jesus. Laat my ook dink vandag, is hy eerste in jou lewe? Is hy laaste of is hy eerste? Hy sê, ek wil eerste wees en ek wil laaste wees. Luister net hierna. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here. Openbaring 1 vers 8. En dan in vers 17. Moenie vrees nie. Ek is die eerste en die laaste en die lewende. En ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. En wat nou so wonderlik is wanneer ons oor hierdie dinge dink, is dat Christus Jesus gekom het om ons te herstel. Hy het gekom om sy skepping te herstel. En dit wat hy aan die kruis volbring het, was net die begin van dit wat hy wil doen. Eerstens onsigbaar, maar in die hart van die mens, kom herstel hy sy koninkryk, want sy koninkryk is in ons harte. Maar wanneer hy kom vir sy wederkoms, dan kom hy sy koninkryk ook op aarde uitbrei en op aarde vestig, wanneer hy die skepping herskep het. Dis wat ons kan sien as ons na die volle prentjie kyk, van God in sy skepingsorde. God het geskape, hy het die mens daar gestel in die geskape werklikheid. Die mens het die morele wette van God oortree, hulle was ongehoorsaam. Daarom het die skepping verval in sonde en is daar 'n vloek op die skepping geplaas. Tog het God die saligheidsplan in gedagte gehad en het sy seun gekom en aan die kruis gesterf deur die doringkroon op hom te neem en daarvoor ons aan die kruis te sterwe en nou sy koninkryk in ons harte te vestig. Dus het Christus Jesus ons herskep. Ons is dus, soos wat daar staan in 2 Korintiërs 5 vers 17, kyk, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Alles het verbygegaan, al die ou dinge het verbygegaan en dit het nou nuut geword. En dit is presies waar God se werk reeds volbring is. Hy het ons nuwe skepsele gemaak. Maar God wil ook vir ons as sy nuwe skepsele in 'n nuwe era daarstel, in 'n nuwe bedeling. En dit gaan wees wanneer hy die aarde kom herskep, dan gaan ons in 'n nuwe bedeling leef. Dus ons kyk uit met reikhalsende verlange na die dag van sy wederkoms, wanneer hy hierdie vernederde liggaam sal verander en dit met sy verheerlikte liggaam sal aandoen en ons dan ook in 'n nuwe skepping sal plaas om God sonder sonde, sonder die duiwel, sonder hierdie gevallenheid van hierdie skepping wat ons tans onder gebuk gaan en die lyding, die verskriklike lyding van ons skepping, om uit hierdie lyding verlos te word en dan in 'n totale nuwe bedeling saam met God te leef, waar daar geen demoon, geen duiwel, geen sonde is, geen gevallenheid, geen droefheid, geen trane of moeite soos ons dit nou ken, want alles het dan verbygegaan en is ons saam met God in 'n totale nuwe bedeling. Dis die beloftes van die skrifte. Die Here seën, baie dankie en totsiens.